Dis my bron. Geliefde gemeente, broer, suster en kind, soos ek altyd sê in Christus naam, hartlik welkom en dit kom uit my hart. Mag hierdie aanbiddingsoomblikke die ankerpunt, die middelpunt vir 'n nuwe week wees wat ons almal saam ingegaan het. Dankie vir u teenwoordigheid. Nuwe lidmate en gaste, dieselfde welkomswoord geld vir julle en mag die Here julle veilig laat voel in ons teenwoordigheid. Die ander notas gaan ek na afloop van die erediens aan julle voorhou. Die kerkraad se verskoning vir die een projekter wat ons ongelukkig moes laat verwyder om 'n poging aan te wend om dit te herstel. As daar nie groot foute is nie, het die maatskappy gesê, kan ons dit dalk aan die einde van die week weer terug hê. Die ander kant natuurlik, as daar groter foute is, kan dit etlike weke neem. Dankie vir u geduld. Twee liedere uit die liedskat van die kerke van ons Here op aarde, wat ons in ons toetrede saam gaan sing, natuurlik met verwondering en met dank. En nou wil ek vooraf vra dat lidmate wat hier aan my linkerkant sit, wat oordeel hulle gaan moeilik op hierdie sangbord gaan sien, dat ons vir julle geleentheid gee om oor te skuif in die middelblok waar daar baie sitplek is. As daar van u is, neem vrymoedigheid, stap oor en so kan u ook op die sangbord mooi sien. Die oorwinningslied strofe 2 en lied 159 strofe 2 en daarna die wotum en die seën van ons Here. Vader in die hemel, U wat ons lied gehoor het, hoor ons as U gemeente sê, mag die woorde van ons mond
en die oordeenking van ons hart vir U aanneemlik wees, o Here, ons rots en ons verlosser. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid, vrede van God, onse Vader, Christus Jesus, die Here, in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here met die eerste strofe lied 206 en daarna kan U weer U sitplek inneem. Van harte 206 se eerste strofe. Ons kan nou die voorreg beleef om saam belydenis te doen van ons geloof en daarna luister ons na die Here se wet, die gedeelte uit God se woord waaruit ek dit gaan voorlees, sal ek aanstonds aankondig. Die apostoliese geloofsbelydenis, die woorde van U in my hart, in ons gemoed, ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is en ter helle neergedaal het. Ek glo in hom wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. En nou die Here se wet. Vanoggend Romeine 12, omdat die skriflesing later uit Exodus 20 kom. Die Here se wet. En nadat ons hierdie perspektief uit die Nuwe Testament, Romeine 12, van vers 9 saam beluister het, sing ons strofe 2 en 6, terwyl ons bly sit van lied 206, en daarna bid ons saam. Die opskrif by Romeine 12 van vers 9 is riglyne vir die Christelike lewe. Die Here sê deur die apostel Paulus, die liefde moet opreg wees, verafskuw wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie.
Bly altyd geesdriftig, dien die Here, verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eie wys wees nie en moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie selfwraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. Daarom, as jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As jou vyand dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom of haar vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Geliefdes, ons gaan nou saam bid en spontaan na die amen op die gebed, met die oog op die skriflesing waar God aan die woord kom, gaan ons die tweede strofe Psalm 119 sing, spontaan, nadat ek en u op die gebed amen gesê het. Kom ons bid saam. 'n Vreugde, Vader in die hemel, om in Christus Jesus u te kan en te mag aanbid in 'n omgewing en landstreek waar ons nog die weelde van godsdienstvryheid beleef. U te aanbid sonder om onsself toe te sluit. U te aanbid as vrygekooptes in Christus Jesus en nie as slawe van iemand anders nie. Sien ons raak as ons vir u kniel. Sien ons raak as ons sê, as ons roep, as ons smeek, as ons pleit.
Hoor ons as ons jubelend sê, Vader in die hemel, dankie vir die lewe. En eens dankie dat die son opgekom het. Dankie dat ons asemhaal. Dankie dat 'n nuwe dag ons deel is. Lei ons Here om hierdie dag en elke dag te ervaar en beleef soos vrygekoopte kinders van God. Bind ons as gemeente saam en verheerlik U self in elke liturgiese handeling van ons almal en elkeen afsonderlik. In Christus Jesus naam. Amen. Ons blaai in die Here se woord na Eksodus hoofstuk 20 in die 83 Afrikaanse vertaling. En ons buig laag en nederig omdat die Here nou self aan die woord is. Die eerste 17 verse met vers 2 en vers 13 as fokusvers. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Dis die eerste fokusvers. Ons lees verder, jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek die Here jou God is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag, aan die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou, 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy, jou seun, jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Want die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. En dan hierdie woorde gekoppel aan vers 2, jy mag nie moord pleeg nie. Ons lees verder, jy mag nie egbreek pleeg nie,
Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf, slavin, 'n bees, 'n donkie of enigiets anders wat aan hom of haar behoort nie. En dan blaai ons in die Heidelbergse Katekismus nog 'n keer na Sondag 40 en dan lees ek baie spesifiek vraag 106. Praat hierdie gebod net van doodmaak? Die antwoord: deur doodmaak te verbied, leer God ons dat hy die wortel daarvan, soos afguns, haat, woede en wraaksug, verafskie. Dit is vir hom heimlike moord. En dan een sin in antwoord 105, as die vraag is, wat eis God in die 6de gebod? Dan staan daar: ek mag ook myself nie kwaad aandoen of moedswillig in gevaar begewe nie. Maar baie spesifiek, ek mag ook myself nie kwaad aandoen nie. Voordat ons na die verkondiging van die Here se woord luister, kom ons sing Dankbaar bly, die 39ste strofe, Psalm 119. Tema vir vanoggend se woordbediening is selfmoord. As heimlike moord en ek. Selfmoord as heimlike moord en ek. Na die amen op die preek gaan ek enkele oomblikke vernadink, of as jy wil stilte toelaat, en daarna sing ons lied 308, strofe 1 en 5, en dan dank ons saam, spontaan na die preek. Geliefdes, Eksodus 20 vers 2 is ou nuus, elke Sondag. Hoor ons nog wat die Here sê. Daarom pleit ek by myself en by u, hoor allermooi as die lewende Here sê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. Het jy gehoor? Broer, suster en kind, ons teks is evangelietaal. Ons teks, die Here se teks aan u en my vanoggend op die beginbladsye van die Ou Testament is Christus taal. Dit is die blye boodskap op
op sy allerbeste in 'n neutedop as jy wil. Want dit is die lewende Here wat destyds en vanoggend vir u sê. Wat sê? Vir u sê, my kind, ek wil hê jy moet lewe. Ek wil hê jy moet lewe. Nou die vraag. En ek wil sê, moenie eers dink as ek vra nie, antwoord sommer in jou hart en in jou gemoed dadelik. Die vraag is, leef u regtig soos wat die Here God in Eksodus 20:2 dit bedoel het dat u moet lewe? Met ander woorde, leef u soos die Here God wil hê u moet lewe? En as ons die teks bind aan die vraag, dan kan ek vir u vra, broer en suster, kinders, lewe u 'n slawehuislewe of 'n Kananslewe? Antwoord. Slawehuislewe of 'n Kananslewe? Nou sal jy sê, Pieter, ek verstaan nie wat jy bedoel nie, ek gaan dit vir u verduidelik. Want, nou moet jy saam met my mooi onthou, dis dieselfde lewende Here wat in die lig van Eksodus 20:2 in Eksodus 20:13 sê, jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie doodmaak nie, want ek wil hê jy moet lewe. Jy mag nie moord pleeg nie. Liewe kind van God, vermoor u nie dalk u self nie. Kom ons kyk. Wat ek eintlik na aanleiding van die oggendteks wil vra is, baie van ons pleeg nie fisies selfmoord, selfdood nie. Kom ek sê, die meeste mense dink nie elke dag daaroor, gaan ek myself skiet, gaan ek gif drink, gaan ek my polse sny, gaan ek van die Van Stadensrivier brug afspring nie. Nie elke dag nie. Maar pleeg baie van ons nie elke dag in aanhalingstekens selfmoord nie. Antwoord 105 en 106 van die katekismus en gedagte. Kom ons kyk mooi na die godsbedoeling van vers 2 in Eksodus 20. In wese sê vers 2, die Here skenk aan sy kind die gawe van die lewe. Die gawe, die guns, die geskenk. En baie van ons het dalk in die week wat verby is gesê, kyk hoe lyk my lewe, kyk wat doen die Here. Kyk waaruit bestaan my elke dag.
het hierdie week wat verby is, u lewe as 'n gawe gesien. 'n Geskenk. En daarom, omdat u in my lewe en die lewe van sy verbondsvolk in Eksodus 20 'n gawe is, daarom het hy sy volk uitgelei uit 'n slawe lewe na die lewe van volle Kanaan. Want hy is die skepper van u lewe. Hy lei u en my, soos sy volk destyds, uit 'n geswoeg en 'n gekerm en 'n geklippekap hy lei ons uit na die lewe. Hoekom? Want sien, die lewe in Egipte was eintlik regtig nie 'n lewe nie. My broer en suster, om 'n slaaf van die farao te wees, is nie eintlik regtig 'n lewe nie. Jy doen soos hy sê. Jy staan as hy sê staan. Jy klap kippe tot hy sê hou op. Jy eet wanneer hy sê, as daar kos is. Baie lidmate skets vir my hulle lewe, soos ek dit nou pas vir u geskets het. Die godsvolk het nie regtig 'n lewe gehad nie. Dit was 'n slawe bestaan. Hou dit vas, 'n slawe bestaan. Hulle was vasgevang. Hulle het nie meer gelewe nie. Hulle het net bestaan. Hulle het net asem gehaal. Hulle het net daarna uitgesien dat die farao se onderdane, se gesante sê, die godsvolk kan nou teruggaan na hulle vestings toe. Hulle het net bestaan vir die woord om dit te hoor, dat hierdie dag is goddank verby. Hulle het nie gelewe nie. Hoor wat sê ek, hulle het nie gelewe nie. Hulle het net bestaan. Soos baie vir ons. En so wil die Here dit nie hê nie, want God is lewe. Hy is die lewende God. Gaan lees maar, ek gaan enkele teksverwysings gee. Die van u wat notas maak, skryf Matteus 16 vers 16 op en Johannes 6 vers 69 en Romeine 8 vers 26 en 2 Korinte 3 vers 3 en 1 Timoteus 3 15. En as ek te vinnig is, bel my later vanmiddag, ek gee dit weer vir u. Hy is die lewende God. En nou, as God wat self die lewe is, die mens skep, u en my skep, blaas hy, staan dit, die asem van wat? Die asem van die lewe in u en my neus. Hoekom? Sodat die mens 'n lewende siel kan wees. Nie 'n slaaf van die farao nie, maar 'n lewende siel van die lewende God. Begin jy die verskil sien? Die asem van die lewe
Met ander woorde, die lewe, u lewe, is 'n gawe wat alleen in gemeenskap met God gesmaak word. Hoor jy wat ek sê? U lewe is 'n gawe wat alleen in gemeenskap met God gesmaak word. En die saak waarom dit gaan is, u lewe, ook die lewe van die naaste natuurlik, maar vanoggend spesifiek u en my lewe, is 'n gawe van God wat nie geskend mag word. Die oggendteks. Hy het sy volk uitgelei. Van Klippekap na Melkeneem. En daarom moes Israel suinig wees met hulle lewe, omdat die Here hulle lewe gered het. Want in Egipte het Israel eintlik geen lewe oor gehad nie. Die farao het hulle lewe gesteel. Jy moet wat ek nou sê, onthou. Die farao het hulle lewe gesteel. Natuurlik was hulle self daarin aandadig, op grond van hulle ongehoorsaamheid. Die volk Israel is nie in Egipte omdat hulle engeltjies was nie. Maar in Egipte wou die Here hulle leer, kyk hoe lyk dit as iemand jou lewe steel. Kyk hoe lewe jy dan? Ons lewe word vandag nog gesteel. Wie het u lewe gesteel? As jy vanoggend voel soos die Israeliet in Egipte. Maar die Here wil nie dat iemand ons lewe steel nie. So wil hy dit nie hê nie. Daarom verlos die Here sy volk uit Egipte en daarom het hy u verlos in Christus. En juist dit beteken in verband met die 6de gebod, die Here het vir my en vir u nuwe lewenskans gegee. En daarom bid ek die Here dat u saam met my sal huis toe gaan en dat dit in die kop sal lewe en in die gemoed, dat u die Here se stem as dit ware sal hoor, as hy sê, lewe my kind, lewe. Nie soos 'n slaaf, maar soos 'n verloste. Met nuwe moontlikhede. Nuwe lewe danksy die Here se genade. Want kyk ons na die volk van destyds, dan besef ons die Here laat sy volk nie oorkom wat hulle eintlik verdien het nie. Die Here laat u en my nie oorkom wat ons eintlik verdien het, naamlik die dood nie, maar hy gee lewe. Kan ons lewe.
Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. So presies so moet u en ek ons lewe van elke dag sien. Eintlik verdien ons niks beter as die dood nie, en tog ontvang ons die lewe uit die sterfhuis van die sonde, uit Egipte, word jy gebring in die land wat die Here jou God aan jou gee. Daarom u lewe te lê in die hande van hom wat u uitgelei het uit Egipte, sy slawe lewensbestaan, en as sy kind te mag hoor, jy mag nie moord pleeg nie. En onthou, vorige Sondag of wat het ons gesê, jy mag nie moord pleeg nie, Pieter, wees rustig, ek beplan geen moord nie, gaan niemand doodskiet nie, kneepik steel in my garage nie, wees rustig. En heimlike selfdood, sien ek dan nog so rustig? Heimlike selfmoord. Die teks beteken ook gedagtig aan die wet van die Here. U mag ten opsigte van u eie lewe nie heimlike moord pleeg nie. Want u durf nie die gawe, en ek durf nie die gawe van die lewe, wat die gewer van die lewe geskenk het, heimlik, hoor nou mooi hoe sê ek, so stil vermoor nie, so stil, so eenkant. En hoe doen 'n mens dit? By wyse van enkele voorbeelde in swakheid hier neergeskryf. My broer en suster, heimlike selfmoord hou verband met dat u dood bekommer. Hoorie? Nou is hier nie messe en pistole en pille te sprake. Maar jy kan jou dood bekommer. Wat doen jy? Jy pleeg selfmoord. Jy maak jouself dood. Maar nou, broer en suster, kinders, 'n volgende stukkie toepassing. En ek weet, ek stel myself oop vir kritiek, maar broer en suster, 'n dodelike gejaag na status en sukses. Hoorie? Jy maak jouself dood. En ek sak al dieper in die riskante in met my voorbeelde. Jy kan jou dood werk. Hoorie? En dan kan jy baie maklik vir my sê, en ek sou seker ook kon kommentaar lewer en sê, ja, maar jy verstaan nie mooi nie, weet jy hoe werk my besigheid, van die môre tot die aand, en as ek dit nie doen nie, dan is daar 'n gemors, so ek doen alles self. Weet jy, dominee, my pos behels dat ek van maandag tot maandag werk.
Sal jy vir my vrou en kinders, sal die kerk vir my vrou en kinders kos gee? Kom ons los die detail. Die beginsel is, ons is besig met heimlike selfmoord. En ek het nie na die nuutste wetgewing gaan kyk nie, broer en suster. Ek gee dit gelyk. Maar een van my geëerde professore in die pastoraat het altyd vir ons gesê, jong manne, as 'n broer of 'n suster in die gemeente by jou kom en sê, hy werk 24/7, dan sê jy vir hom, maak 'n plan. Wanneer laas het hy vir die baas gesê, meneer, dit kan nie nou nie, maar môre. En weet jy wat, broer en suster en kinders, hierdie doodwerk maak die kerk dood. Want ek kan nie ouderling wees nie. Ek het nie tyd nie. Ek kan nie diaken wees nie. Ek het nie tyd nie. Ek kan nie 'n hulpkategeet wees nie. Ek het nie tyd nie. Ons vermoor onsself. Ek gaan verder. Mag ek dit so sê, die Egipte van geld en naweke en ontspanning en sport. Ons maak onsself dood. En naweke en ontspanning en sport. Sê 'n jong hulpkategeet na die aand in 'n vergadering. En sy hou skool by een van die mooi skole in ons omgewing. Dominee, as ons 'n beheerliggaam moet verkies, is daar niemand. Maar as ons 'n sportvergadering hou, dra ons stoele in. Hoorie. Dis moord. Maar kom ek sê ook, broer en suster, die dood maak gif van ongesond eet en ongesond rook. En broer en suster, dit was ook deel van my lewe van die week wat verby is. Glase en glase en glase wyn. En as ek die volgende dag vir die broeder vra of die suster, gaan ons nou doen wat ons gisteraand gesê het, dan sê hulle, wat het u gesê? Dis ons moord. Soos spreekwoordelike slaaf in Egipte is baie van ons se lewe typeer ons as harde pad, al die pad. Heimlike moord.
Hoor of jy die woordspeling kan hoor. Is baie van ons dodelik gedaan. Want ek is 'n slawedrywer van myself. Selfmoordenaar, sonder om dit altyd te besef, 'n slawehuislewe. Hoor die Here sê, ek het jou uit die plek van slawerny bevry. Ek sluit af en sê, is u lewe, en ek het begrip daarvoor, is u lewe met u dagprogram, is u lewe met die pos wat u beklee, ek het begrip vir dit alles. Is u lewe 'n bewys van God se genade? Dis al wat ek vra. En daarom die Here te dank met verwondering dat hy nuwe lewe geskenk het. Onthou die vroue saad, die groot seun van Eva, ons Here Jesus Christus, wat op hierdie aarde voluit geleef het, maar hy het gesterf, sodat hy elke dag nie as slawediens moet ervaar nie, maar met verwondering oor die genadegawe van die lewe te kan sê. Te kan sê, as jy môre op die stoepie van die aftreehuisie sit, as jy môre op Oliver Tambo sit, gejaag vir 'n vergadering in die Kaap, as jy deur die verkeer worstel, want jy moet 'n aanbieding doen. As daar 'n ongeluk was op die snelweg, en jy dink aan, ek gaan laat wees by die skool, en wat van hierdie 40 kindertjies? Dat hy sou sê, neem my lewe, laat dit Heer u gewy wees, meer en meer. Dat hy sou sê, laat my hart gedurig juig, en van dankbaarheid oor my vername lewe, of oor my ou lewetjie getuig. Alles saamgevat. Versigtig vir heimlike selfmoord. Amen.
ons dank sê. U te prys, Vader in die hemel, met ons hele hart, met ons verstand, uit die diepte van ons gemoed, vir die gawe van lewe, in tyd en tot in ewigheid. U wet in ons hand en in ons hart. U wetswoord. Jy mag nie moord pleeg nie. Nuut en vars in ons geheue. Neem ons lewe, laat dit, Here, U gewy wees, meer en meer en meer. In Jesus naam, uit genade, met vergifnis van ons oortredinge. Amen. Kom ons staan, liefde gemeente, en ons sing lied 207, die eerste en die derde strofe, daarna die uitstuur seën van die Here, ons amen lied, lied 184 se vierde strofe, en dan neem jy sitplek in vir 2 of 3 kort afkondigings. Ontvang, broer en suster, die seën van die God van die lewe. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here hoor elke gebed van jou en sal vir jou sy vrede gee. Amen.
Geliefdes, net die volgende vir die aandag. Hartlik uitgenooi vir 'n koppie tee of koffie met iets daarmee saam onder die afdak en onder die bome aan die agterkant van die kerkgebou. U is hartlik welkom, maak tyd en lewe en vra onder mekaar hoe dit gaan in die uitoefening van die gemeenskap van die gelowiges. Vanaand nie 'n aanderediens in hierdie kerkgebou nie, omdat die gesamentlike hervormingserediens onder leiding van die Gereformeerde Kerk Kameeldrif vir ons gereël is by die kerkgebou van Pretoria Aanlyn om 18:30. U dankoffergawe, as dit vir u moontlik is om uit die seën wat die Here vir u gee, ook iets te gee vir die instandhouding van die erediens en vir die welwese van die gemeente, is u welkom om dit by die deure af te dra vir die Montana Poort kerkkas. Dan, broer en suster, gaan ek oor Ruben Vermaak iets sê, maar hy moet net na die afkondiging net sy kaartjie kom haal. Ek hoor of Milanay Mini hier is, Luwanro Meiburg, sy oupa of sy tannie, moet die pink kaartjie kom haal as hulle nie hier is nie. Mianay Benadi, Gideon Joubert, Tristan Woods, ons sal by geleentheid hulle kaartjies vir hulle gee. Dan, broer en suster, as ek sê Ruben Vermaak, dit is een van ons belydeniscategisante, wat daar agter by sy pappa en mamma sit. Hy is een van 4 katekisante wat vir jaar wil belydenis van geloof aflê. Ruben was die afgelope week ernstig siek en ook in die intensiewe sorgeenheid van Meelmet verpleeg. Maar dit gaan in dermate beter en ons dank die Here vir jou, Ruben, en baie sterkte en word gou gesond. En daarmee saam vir hom en die ander 3 vir die afrondingstoets wat hulle DV Woensdag aand skryf. Mag die Here julle styf vashou en bewaar. Dan sal u dit my vergun, hier reg voor my in die middelblok sit Linda. Ek weet net nooit, hoe moet ek haar van, maar sy was 'n nooi van Heerden. Sy is nou Tavares of Tavaras of skus vir haar man, maar ek kan net Portugees en Engels praat tot 8:00 in die oggend. Linda, vir jou en jou wederhelf en vir Tracy en die een wat daar langs haar sit, ons is die Here dankbaar dat jy soveel krag gehad het, dat jy vanoggend saam met ons kon aanbid. Ons weet dis nie speletjies nie. Ons dink aan jou. En dan, broer en suster, gaan ek, voordat ek 'n simpatie nota aan u voorhou en dan 'n gebed doen, vir u lidmate voorhou vir die besondere diens van ouderling en diaken. En die kerkraad het gesê ek kan die volgende opmerkings maak. Die eerste, broer en suster, dis vir almal van ons, of laat ek sê, die meeste van ons belangrik dat daar huisbesoek gedoen word. En dit is reg. Maar in hierdie gemeente is daar nie aan die ouderlinge kant 10 broers en aan die diakenskant 20 broers en susters wat ons aan u kan voorhou nie. Daarom pleit ons vir u geduld as u wijk vakant is. Dit gaan nie sommer net by die kerkraad verby nie. U sal ook in die poortpos sien, ek het vir weke gesê, as u die diens van ouderling of diaken begeer, nie 'n enkele navraag, nie 'n enkele een. So, geduld. Daar is ouderlinge en diakens wat ontslag gevra het, wat nog deur die kerkraad goedgekeur moet word. En daarom, broer en suster, biddend vir die aangesig van die Here die volgende name. Dis nie sommer net 'n afkondiging.
En jy kan ook nie sommer die wijkslys vat en A, B en C en vir jou genoeg name kry nie. Daar's gawes wat die Here in mense se lewens gee. As ouderling, en as jy hierdie mense raakloop, dalk ook na die erediens, bemoedig hulle, gee hulle 'n stewige handdruk. As ouderling, noem ons die naam van broeder Chart Foster. As diakens, Suster Rika van der Walt, Suster Danel Koetser en broeder Rinus van Sail. Bidend in die midde van u hierdie name te vermeld. Mag die Here hulle styf vashou. En dan ons simpatie aan Gerard Boshoff en sy familiekring met die dood van Erik, sy swaar, in die week wat verby is, met die troos van die Heilige Gees toegebid, en kom ons bid vir hom en vir hierdie mense ter approbasie. Vader, in hierdie lewe nie een van ons vir altyd nie. En daarom treur ons baie keer oor die dood van dierbares, saam met Gerard en hulle familie. U te dank dat u Erik opgeneem het in u heerlikheid, u engele aangaande hom bevel gegee het, hom gedra het van hier tot by u troon. Dankie dat ons dit kan glo. Troos hulle ryklik en hartlik, ook sy weduwee en haar mense. Ons bid dat hy die roeping in Chart Foster sal wakker maak deur u Gees. En ook die roeping as diaken in Rika se hart en gemoed, in Danel se lewe en in Rinus se lewe. Hou hulle vas om Christus wil. Amen.